En dit was vir die mense wat Jesus gevolg het, wat naby aan hom geleef het, was dit allerverskriklik geweest. Julle weet, hulle het al hulle hoop op hom gesit. As jy my vertel van die man wat jy was en die man wat jy nou is, klink dit na onsinnige praatjies. Want sien, wanneer God op die toneel kom, dan lyk dit baie keer vir ons natuurlike verstand soos, maak nie sin hierdie goed nie. Maar luister, die Here doen nog steeds die bonatuurlike. En Jesus het uit die dood opgestaan. En jy kan nou dink hoe onsinnig dit moet klink vir 'n mens wat net met sy verstand dink. Here, met Paasfees dink ons terug aan daai ou verhaal, Here, van die storie wat elkeen van ons hier sy hele lewe verander het, Here. En Here, ons het geen rede om die storie anders te vertel nie, Here. Ons het geen rede om dit wat U vir ons gedoen het, op 'n ander manier uit te beeld nie, Here. Ons hoef net die ou verhaal oor te vertel. Here, die kragtige verhaal van U wat mens geword het, ons sondes op U geneem het, Here, aan 'n kruis gesterf het, en op die 3de dag, op Sondag, weer opgestaan het. Here, die storie wat oor eeue mense se lewens aangeraak het, en tot vandag toe nog steeds doen, Here. Here, as ons dink aan U almagtigheid, Here, Here, U grootheid, Here, as ons terugdink aan wie U is, Here, kan ons nie anderste as om as veranderde mense te leef nie. Here, Vrydag het ons die voorreg gehad om terug te dink aan die lydingspad, Here, en terug te dink aan die onregverdigheid wat aan U gedoen is, Here, om terug te dink aan hoe U gelei het as gevolg van ons, Here, en hoe U gesterf het aan 'n kruis. Maar Here, vanoggend het ons die hoop. Here, dis die hoop waarop ons hele geloof gebou is, Here, dat U nie dood is nie, maar weer opgestaan het, Here. Here, dat U nie in die graf is nie, Here, maar leef aan die regterhand van God sit, Here. Yes. Opgestaane koning. Here, ons het die hoop dat Sondag gekom het, Halleluja. en U nie meer dood is nie, maar leef. Dankie, Here. Here, vanoggend wil ons voor U kom buig en kom kniel, Here, en sê, Here, dankie dat ons deel kan hê aan die opstandingskrag. Dankie dat ons nie meer in ons sondige natuur hoef te leef nie, Here, maar in oorwinning, want U het oorwin. Here, so wil ons ook nou vir U Heilige Gees kom vra, Here. Kom raak pastoor George se lippe aan, Here, kom praat vanoggend deur hom, en mag U ook dan die naprediking in ons harte kom doen, Here. Here, dankie dat ons kan weet, ons kan oorwinnaars wees, want U het oorwin, Jesus. Mag U nou saam met ons wees, Here. Kom praat met ons, want ons as die dienaars luister, Here. In Jesus naam. Amen. Dis opstanding Sondag. Dis 'n wonderlike dag waar ons die oorwinning vier. Jesus was Vrydag gekruisig en 3:00 die middag
het hy gesterf, ongeveer 3:00 die middag het hy gesterf. En tussen 3:00 en 6:00 moes hulle die liggaam van die kruis gaan afhaal het, as hulle dit wou begrawe, want 6:00 die aand begin die Joodse dag mos. Dis anders as ons werk met die Romeinse tyd. Ons dag begin 12:00 die nag. Hulle is begin 6:00 tot die volgende dag 6:00. En hulle moes voor 6:00 die liggaam gaan afhaal, want 6:00 die aand sou die Saterdag begin, wat die Sabbat is, die 7de dag van die week. En hulle kan dan niks gedoen het, dan sou hulle moes gewag het vir na 6:00 die Saterdag aand om die liggaam te gaan afhaal en te begrawe. En dan lees ons van hierdie proses wat gebeur het, toe hulle hierdie liggaam in ontvangs geneem het en dit in die graf gesit het. En dis die belangrike ding, hulle het hierdie liggaam gevat en hulle het hierdie dooie liggaam in 'n graf gaan sit. En ons lees daarvan in Johannes 19 vers 38. Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, hy was ook 'n raadslid gewees van die godsdienstige raad en hy het nie saamgestem met die handelinge en die besluite van die godsdienstige raad nie. Hy was in die geheim 'n disipel en 'n navolger van Jesus, omdat hy vir die Jode bang was. En hy het vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus in besit mag neem. Pilatus, die goewerneur van 'n omgewing wat die Romeinse oorheersing gesimboliseer het en oor daardie gebied geheers het, Pilatus het toestemming gegee. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem, maar hy liggaam in ontvangs geneem. Nikodemus, julle onthou mos die skrifgeleerde, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring het. Julle, dis baie geurende olie waarmee 'n liggaam gebalsem kan word. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met die geurolie behandel en in die doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te lê. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin. En in die tuin was daar 'n nuwe graf, en dit was Josef van Arimatea se graf gewees, waarin daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe, omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was. Markus 15 vers 46 gee ook so net 'n ander kant. Hy sê, en hy het linne gekoop, dit is nou Josef van Arimatea, en hy het hom afgehaal, hy het die liggaam in ontvangs geneem en in die linne toegedraai, hom neergelê in 'n graf wat uit rots gekap was, en hy die steen teen die opening van die graf gerol. Dink jou net bietjie prakties terug in daai omstandighede. Hier neem hulle hierdie dooie liggaam in besit. Die liggaam is bebloed, die liggaam is vol wonde, geswel, die gesig van al die marteling, die gate in die hande, in die voete, die oop wond aan die sy, en dan gaan haal hulle teer hierdie liggaam, en dan was hulle hierdie liggaam, hulle was al die bloed af, en dan begin hulle die olie, die geurende olie, die balsemolie aan die liggaam smeer, en dan begin hulle hierdie liggaam toedraai, stukkie vir stukkie in linne, en hulle dra hom toe. Maar kan jy dink dit waarmee hulle dit doen, die respek, die teerheid waarmee hulle hierdie liggaam behandel, dan vat hulle die liggaam, en dan gaan sit dit in 'n rotsgraf, en in daai tyd het die mense uit rotse uit grafte vir hulle gekap, en dan het hulle die liggaam binne in daardie rotsgraf gesit, en 'n klip voor die opening gesit. Gegoede mense kon dit bekostig, maar gewone mense kon net in 'n vlak graf begrawe word, 'n gewone begrafnis, maar hierdie was uitsonderlik om in so 'n graf begrawe te word. En Jesus is oor die tydperk van 3 dae dood. Wel nie 3 volle 24 uur tydperk en want as jy nou mooi tel, was hy 'n paar uur op die Vrydag dood tot 6:00 die aand wat die Joodse dag simboliseer. Dan is hy van 6:00 tot die volgende aand 6:00 is hy dan ten volle die Sabbatdag aan die graf, maar vroeg die Sondagmôre het hy opgestaan. So dis nie 'n volle 72 uur tydperk, 3 maal 24 uur tydperke nie. Maar vir die Jode en vir die mense in die Ou Testament was 'n gedeelte van die dag 'n verteenwoordiging van die hele dag gewees. So 'n gedeelte verteenwoordig die volle gedeelte van 'n dag. Jesus het gesê hy gaan 3 dae dood wees. In Matteus 12 vers 40, soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae
en 3 nagte binne in die aarde wees. Daar's ander teorieë ook, twee teorieë wat sê dat Jesus kon op die Woensdag of ook op die Donderdag gekruisig gewees het. Daar is 'n groep mense wat dit voorstaan, maar die oorwegende kerk sê nee. Volgens die beste historiese bewyse is Jesus op Goeie Vrydag gekruisig. En daardie Vrydag na sy kruisdood is Jesus se dooie, bewegenlose, lewelose liggaam in 'n donker, koue rotsgraf geplaas. En hy is daar geplaas na 'n steen voor die opening geplaas. En dit was vir die mense wat Jesus gevolg het, wat naby aan hom geleef het, was dit allerverskriklik geweest. Julle weet, hulle het al hulle hoop op hom gesit. Hulle het hom geglo, hulle het geglo, hy is die antwoord vir hulle lewe, hy is die antwoord vir hulle toekoms, hy is die antwoord, hy het hulle lewe kom sin gee, hy het weer lig in hulle lewe gebring, hy het woorde van lewe gespreek, hulle het God in hom gevoel, en nou is hy dood. En nou lees ons dat hulle was vol vrees gewees, en hulle het weggekruip. Ons sien hulle was bang vir die Jode, in Johannes 20 vers 19, kruip hulle weg, hulle sluit die deure toe, hulle was hartseer, hulle het gerou, in Markus 16 vers 10, kom Maria Magdalena, en sy vertel vir hulle, en sy sê, luister, daar 2 manne aan my verskyn, wat blink klere aangehad het, en hulle sê, hy het opgestaan, maar dan staan daar, hulle het gerou en geween, hulle het daar nie geglo nie, hulle het in hierdie rou en hierdie geween gebly, hulle was moedeloos en verward, onthou julle die Emmausgangers in Lukas 24 vers 21, en Jesus loop saam met hulle, en hulle kom nie agter is Jesus wat saam met hulle loop, van Jerusalem na die dorp Emmaus nie, en dan sê hulle vir Jesus in Lukas 24 vers 21, en ons het gehoop, dat dit hy was wat Israel sou verlos. Al ons hoop was op hom. Alles lê aan skerwe, ons drome is stukkend, ons lewe is stukkend, niks maak meer sin nie. Alles het uitmekaar geval. En dan lees ons, hulle harte was traag om te glo. En toe Jesus dan hulle verskyn het agter daai 2 deure, in Lukas 24 vers 25 het hy vir hulle gesê, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo. Hulle het alles uit 'n menslike perspektief skielik begin kyk en hulle het al die beloftes van God vergeet. Hulle het die goddelike krag van God buite rekening gelaat en hulle het net op hulle menslike perspektief hulle besluite gemaak en hulle het God buite die prentjie gelos op hierdie oomblik. En ons kan ook sê, wat 'n hartseer klompie mense hier by mekaar, verward, hulle weet nie wat die toekoms inhou nie, alles in hulle lewe is te mekaar, hulle harte is leeg. En hulle so, my ouma het altyd gesê, wat 'n sorry lot, né? Dis omtrent wat hulle is, omtrent 'n sorry lot wat daar is. En dan lees ons, die vroue van die graf kom terug en hulle vertel vir die disippels wat gebeur het. Dan lees ons daarvan, kom ons lees Lukas 24 vers 5. Die engele sê vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Dan sê die engel vir hulle, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Onthou jy nog? Sê die engel vir hulle, hy het vir julle gesê, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Jesus het dit oor en oor en oor vir die mense gesê, maar hulle het dit vergeet, hulle het dit agtergesit, hulle het nie daaraan geglo nie. En Lukas 24 vers 9 lees ons, hulle gaan toe terug hierdie vroue en hulle gaan vertel vir daai 11 disippels wat gebeur het. En hierdie 3 vroue was Maria Magdalena, Johanna en Maria, die moeder van Jakobus. En hulle vertel dit vir die apostels en dan lees ons in vers 11 en hul woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk. Het julle al gehoor as 'n ou getuig en hy sê, julle, my lewe was 'n gemors. Ek het die vuilste, donkerste lewe gelewe. En jy kyk hier wat voor jou staan, jy sien my so verander. Hy het Jesus in sy lewe aangeneem en sy lewe is nou so anders. Hy's liefdevol, hy's betroubaar, hy's 'n eervolle mens, hy staan sy plek in die kerk vol. Hy's iemand wat die Here dien, jy dink dit klink baie onsinnig wat jy nou praat. As jy my vertel van die man wat jy was en die man wat jy nou is, klink dit na onsinnige praatjies. Baie mense sal vir jou vertel en sê, luister, ek was in 'n put van depressie en ek wou selfmoord pleeg en niks in my lewe het gewerk en jy kyk hierdie joyful person hier voor jou en hierdie persoon wat die Here loof en prys, jy dink, dit klink redelik onsinnig. En ou sê vir jou, luister, ek was sterwend gewees. Ek het 'n verskriklike slegte diagnose van die dokter gekry, maar hier staan ek, 20 jaar later, ek's gesond, iemand het my gebid en die Here het my gesond gemaak en kyk jy persoon dan sê jy, ja, dit klink na onsinnige praatjies hierdie, nee.
Of 'n ou sê vir jou, ek en my vrou was so ver verwyder van mekaar en van ons wou mekaar heeltyd doodslaan. En jy kyk hierdie tweeetjies wat koerie op die bank en hulle so liefies, wil jy tee, skattie? En jy dink dit klink na onsinnige praatjies, dan besef jy dat waar God se krag opdaag en mense hulle onderwerp aan Jesus, gebeur die wonderlikste dinge. Halleluja. Kan ons halleluja sê? Verander klink dit na onsinnige praatjies, maar ons weet, ons God leef en hy doen wonderwerke in ons lewe vandag. En hulle het gedink dis onsinnige praatjies hierdie. Want sien, wanneer God op die toneel kom, dan lyk dit baie keer vir ons natuurlike verstand soos, dit maak nie sin hierdie goed nie. Maar luister, die Here doen nog steeds die bonatuurlike. En Jesus het uit die dood opgestaan. En jy kan nou dink hoe onsinnig dit moet klink vir 'n mens wat net met sy verstand dink en nie ingeskakel is by God se beloftes met geloof nie. En omdat hulle nie inskakel op 'n hoër frekwensie nie, op die geloofsfrekwensie nie, leef hulle in twyfel, hulle leef in rou, hulle harte is verward, hulle leef platgeslaan, hulle kruip weg, hulle is moedeloos. Nadat Jesus herhaaldelik vir hulle gesê het, luister, op die 3de dag gaan ek opstaan. Oor en oor sê hy vir hulle, ook in Matteus 17 vers 22 het hy dit vir hulle gesê. Jesus het op daai stadium geleef, hy was opgewek deur die krag van God, het hy geleef, hy het die dood oorwin, die graf, die dood, die hel, maar hulle het nie geleef nie, hulle het wel asem gehaal, maar hulle het 'n graflewe gelewe op daai oomblik, hulle het eintlik net bestaan op daai oomblik, vol vrees, hopeloos, platgeslaan, hulle lewe tot stilstand gekom, hulle het nie 'n vooruitsig gehad nie, en dit terwyl Jesus, hulle Here geleef het hulle weggekruipte lewens gelewe. En toe Jesus gesterf het hy fisies gesterf, en toe hy uit die dood opgestaan het hy fisies opgestaan. En hierdie nuwe liggaam van hom het besondere eienskappe gehad, wat sy liggaam voor sy opstanding nie gehad het nie. Ons lees in Johannes 20 vers 26, die disippels is bymekaar, die deure is gesluit, en die volgende oomblik, woep, hier staan Jesus by hulle. Nou moet julle onthou, Jesus het nie 'n geestelike liggaam nie, hy het 'n fisiese liggaam, 'n materiële liggaam. Hy het 'n opgestaane liggaam, maar hierdie nuwe liggaam wat uit die dood opgestaan het ander eienskappe. Net so stap Jesus en hy's in hulle midde. Ons sien Jesus kan in 'n oomblik verskyn en weer verdwyn. Lukas 24 vers 31 staan daar, en hulle oë is geopen, hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig in 'n oogwink verdwyn. Sy liggaam was steeds tasbaar, fisies, maar sy liggaam was anders, hy was nie 'n gees nie. Kyk wat sê hy in Lukas 34 vers 39, kyk na my hande, kyk na my voete. Hy sê, want 'n gees het nie vlees en bene, soos julle sien dat ek het nie. Hy kon eet, Lukas 24 vers 42 en 43, hulle gee hom toe 'n stuk gebraaide vis, en hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. Is julle nie bly dat ons nuwe liggame kan eet nie? Hy het steeds die littekens gehou in sy hande, sy voete en sy sy. Want hy sê vir Thomas, bring jou vinger hier, kom voel. Hy sê, bring jou hand en steek dit in my sy. Hy was nie altyd herkenbaar vir mense wat hom gesien het nie, as hy hom geopenbaar het, het hulle hom herken. Hy was nie herkenbaar soos voor sy opstanding nie dadelik nie, behalwe sy besluit het om hom te openbaar, op 'n spesifieke manier, by die breek van die brood, of as hy met hulle gepraat het. En daarby was sy liggaam nou onsterflik. Die eerste Adam het die dood in die skepping ingebring. Die tweede Adam, onsterflikheid. Maar Jesus se liggaam was nog nie volkome verheerliking nie. Alles wat ons nou lees, was alreeds deel van die verheerliking, maar sy liggaam is volkome verheerlik met sy hemelvaart. En Johannes, die apostel, is op Patmos, hy's al 'n ou man in sy 90er jare, en hy's daar op die eiland Patmos, en dan lees ons die volgende. Hy was verban gewees vir sy geloof op daai eiland. En dan lees ons in vers 10 in Openbaring 1, hy sê, ek was in die gees op die dag van die Here. Wat is die dag van die Here? Sondag, opstandingsdag. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het 'n groot stem gehoor, soos die van 'n basuin.
En hierdie groot stem wat soos 'n bassein klink het gesê, ek is die Alfa en die Omega. Dis die letters van die Griekse alfabet, wat Jesus sê, ek is die A en ek is die Z, die eerste en die laaste. Hy sê, en toe draai ek om te sien watter stem met my gespreek het. Hy sê, en toe sien ek hom tussen die kandelare. Vers 13:1, soos die seun van die mens, met 'n kleed wat tot aan sy voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. En sy voete was blink koper wat gegloei het soos in 'n oond, en sy stem soos die van baie waters. En sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, toe val ek soos 'n dooie aan sy voete, want sien geen vlees kan meer in die teenwoordigheid van die verheerlikte Jesus staan nie. En hy het gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste, en ek is die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Halleluja. En weet julle wat is die breinbreker? Dat ons eendag net soos hy gaan lyk, soos dit hier beskryf word. Want Filippense 3 vers 21 sê, en deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander, om soos sy verheerlikte liggaam te wees. Julle, daar gaan 'n dag wees, dat ons teikengewig gaan haal. Halleluja, kom aan julle. Ons gaan geensins lyk soos nou nie. Ons gaan verheerlik wees. Ons gaan soos Jesus ons meester lyk. Ons gaan nie die Bybel praat van hierdie nederige liggame. 1 Korintiërs 15 vers 42 sê, dit is verganklik hierdie. En ons gaan onverganklike liggame hê. Julle een voordeel as jy 20 jaar in 'n gemeente is. Jy sien mense voor jou oud word. En jy kyk jouself in die spieël, jy sien hoe verganklik jy is. Die Bybel sê, ons in vers 30, ons liggaam is gering, maar dit word in heerlikheid opgewek. Dis swak, maar dit word in krag opgewek. Baie natuurlik, maar dit is 'n geestelike kwaliteit liggaam wat ons gaan hê. En daardie Sondagmôre vroeg het Jesus fisies uit die dood opgestaan. Het julle geweet daar's baie teoloë en predikante wat glo dat dit is 'n legende. Dis 'n metafoor. Dis eintlik net 'n storie om iets te verduidelik van, jy staan op uit hartseer uit, jy staan op uit goeters uit, jy word 'n beter mens, maar Jesus het nie regtig uit die dood opgestaan nie. Is dit nie verskriklik nie? Ek was al in sulke gesprekke gewees waar ek hoor hoe mense hierdie dom gesprekke het. Predikante wat 'n kerk moet lei, wat sê Jesus het nie fisies uit die dood opgestaan nie. Want dan beteken dit dat ons geen hoop het nie. Is dit nie so nie? Maar julle weet, toe Jesus uit die dood opstaan, toe beteken dit die volgende. Die kruisoffer van Jesus is deur God die Vader aanvaar. Is aanvaar. Dis die stempel van God die Vader se goedkeuring. Dis die finale bewys dat Jesus se offer aan die kruis suksesvol was en deur God aanvaar is. Romeine 4 vers 25 sê, hy is oorgelewer ter wille van ons oortredinge en is opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Ons geloof is nie nutteloos nie. 1 Korintiërs 15 vers 17. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. By die opstanding word Jesus verklaar as die seun van God. Romeine 1 vers 4. Op grond van sy opstanding uit die dood word hy kragtig deur die Gees verklaar dat hy die seun van God is. Halleluja. Die offer is aanvaar. Jesus het gesê dit is volbring. My sonde kan vergewe word. Ek kan 'n kind van God word. Die ewige lewe is my erfenis. Ek behoort aan hom wat my gekoop het. Die Gees kan in my werk. Ek kan 'n verhouding hê met die allerheiligste God. Dit is volbring. Julle weet, toe Jesus opgestaan het,
toe hulle in die graf inloer, toe staan daar, die een hoop doeke wat aan sy lyf was, het so gevrommel gelê daar. Net so gelê soos hy opgestaan het. Maar die kopdoek sê Johannes 20 vers 17, en die doek wat op sy kop was, het hy nie by die doeke sien lê nie, maar opgerol op een plek apart. Die ander doeke lê daar, maar die kopdoek is opgerol. Kan julle dink toe Jesus uit die dood opstaan, hoe vat hy die kopdoek? En hy rol dit rustig op. En hy sit dit neer, want dit sou 'n boodskap dra. En wat is die boodskap wat dit dra? Julle onthou toe Lazarus, toe Jesus hom opgewek het uit die dood, Johannes 11 vers 44, en die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke vasgebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek, en Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Niemand het Jesus los te gemaak het nie. En hier is 'n kragtige beeldspraak. In die Ou Testamentiese tye sou die meester van die huis, die eienaar van die huis, as hy geëet het en hy was nog nie klaar nie, sou hy sy doek waarmee hy eet, sy servetdoek, sou hy net so opvrommel en dan neersit. En dan sou hy gesê het, ek is klaar geëet, julle kan maar opruim. Maar as hy die servet op die doek waarmee hy geëet het, mooi opgerol het en neergesit het, sou hy daardeur te kenne gegee het, moet nog nie die pot van die stoof afhaal nie, ek kom weer 'n bietjie eet nou. Ek is nog nie klaar nie. En daardie kopdoek vertel iets sê, van Jesus is nie dood nie. Sy werk gaan in my en jou lewe voort. Hy kom kragtig in my en jou lewe werk. Halleluja. Hy leef en hy werk by ons. Na Jesus se begrafnis, sy dood, het sy navolgers ophou leef. Hy het geleef, maar het ophou leef. Kind van God, ons het 'n Jesus wat lewe. En ek en jy kan nie ophou leef nie. Ek en jy moet voluit leef. Ons moet hierdie lewe wat God ons gee, moet ons vat. Is dit nie so nie? Ons kan nie in 'n graflewe lewe nie. Emosioneel en geestelik in ons verhoudings en ons lewens uitkyk, 'n dooie uitkyk op die lewe hê nie. Nee, Jesus leef en ons kan lewe. Jesus se opstanding is baie meer as net 'n historiese feit, 'n objektiewe waarheid in die geskiedenis. Dis iets wat ek en jy vandag kan beleef. Die Heilige Gees maak dit werklik in my en jou lewe. En ons beleef dit die kragtigste, dink ek, by ons bekering, daardie oomblik wanneer ek ja sê vir Jesus, wanneer hy my nuut kom maak en iets gebeur in my gees. Dit gebeur met ons almal verskillend. Party van ons as klein kindertjies gebeur dit, party van ons is as ons al oud is, maar hy kom maak ons nuut en daar kom 'n nuwe lewe in ons. Luister, daardie ou sondige ongehoorsame lewe word verander by bekering en die Heilige Gees kom maak ons nuut. Die Bybel sê ons kom tot lewe. Ons gees word sensitief vir God die Vader. Ons begin sy hartklop te voel. As ek 'n sondaar is, kan ek nie God se hartklop voel nie. Ek het nie 'n aanvoeling vir my meester nie, maar wanneer ek tot bekering kom, word ek lewend vir hom. Ek het 'n aanvoeling vir sy hart. Ek voel, ek is in kontak, ek lewe. My hand is in die hand van hom wat my geskaap het. Daarom sê Romeine 6 vers 4, ons is te saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook nou so 'n nuwe lewe kan lei of in 'n nuwe lewe kan wandel. Julle, ons het iets heerlik ervaar. Nou kan ons oorwinningslewens lewe. Daar's nuwe keusemoontlikhede wat vir ons oopgegaan het. Ons kan beter keuses maak. Ons kan oorwin oor die duiwel. Ons kan oorwin oor slegte gewoontes. Ons kan oorwin. Ons kan die lewe in die oë kyk. Is dit nie so nie? Ons kan nou die lewe face met die krag van God wat aan ons werk. En die Bybel leer vir ons in Efesiërs 1 vers 19, daar's 'n uitnemende grootheid van sy krag wat aan ons werk in ons wat glo. Hy sê, en dis dieselfde werking wat hy gewerk het toe hy Christus uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele. Kan ons sê halleluja? Daar is 'n dag dat ek en jy kom, ons almal tref dit, dat jy so op die kant van die bed gaan sit en sê, ek sien nie kans nie. Ek's moeg. Hoor jy daai woorde baie, ek's moeg nie? As jy met mense praat, dan gaan met jou, moeg. Almal's moeg. Jy sit op die kant van die bed en jy sê, ek weet nie. Luister, dit het my ook al getref. Ek weet dit tref ons almal. Jy dink, ek het nie moed om hierdie situasie te hanteer nie. Ek weet ek moet nou sterk wees, maar ek weet nie waar gaan ek die sterkte kry nie.
My vrou kyk op na my, my kinders kyk op na my. Ek weet nie waar gaan ek die krag kry om hierdie situasie op te los nie. My hartseer is nou so groot, ek weet nie of ek ooit weer gelukkig kan wees nie. Die lewe het jou partykeer so plat geloop dat jy weet nie of jy kan opstaan nie. Partykeer gebeur dit in jou lewe dat jy soveel trauma en dinge beleef dat jy nie weet of jy die dag van môre gaan sien nie. En partykeer voel jy verward, jy voel ook bang, jy voel ook onseker. Maar Jesus leef. En die Bybel sê daai selfde kragtige werking wat Jesus uit die dood opgewek het, werk nou in my en jou. Sê Efesiërs 1 vers 19 en 20. Dis 'n kragtige werk, die uitnemende grootheid van God se krag wat nou in my lewe werk. En daarom kan ek aangaan, kan ek sê ek kan. In Jesus naam ek kan. Ek tap in by die krag van die opstanding. Ek kan 'n goeie pa wees. Ek kan nee sê vir die slegte houding in my lewe. Ek kan nee sê vir die dinge in my lewe. Ek kan hierdie moeilike doelwitte bereik by my werk. Ek kan hierdie skoolwerk baas raak. Ek kan hierdie studie baas raak. Ek kan oorwin oor die duiwelse aanslag. Ek kan, want daar's uitnemende grootheid van sy krag wat in my werk, daai selfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het. Ek kan. Ek hoef nie hier binne myself te soek vir reserves en krag. Ek hoef nie binne my te grou van waar gaan ek die krag kry nie. Daar's 'n onuitputlike bron van opstandingskrag vir my en jou vandag beskikbaar om lewens te lewe van liefde wat mooi is. Wat 'n verskil maak. En daarom kan ek weer probeer. Daarom kan ek, partykeer sê mense, ag, dit help my probeer weer nie. Jy kan weer probeer. Jy kan weer probeer werk aan jou huwelik. Jy kan weer probeer. Jy kan opstaan. En ons almal kom op plekke dat ons plat geslaan is. Maar daar's 'n uitnemende grootheid van sy krag wat in ons werk, dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het en laat sit dit aan die regterhand van God die Vader. Daar's 'n kragtige werk in my lewe. Kragtig. En dis hoe die Here jou wil hê. Jy weet, Christen wees en krag is sinoniem. Ons is swak in onsself. Paulus sê, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. In myself is ek swak. Ek moet bely ook. Maar die Bybel sê, Christen wees en sterk wees hoort by mekaar. En ek kan sterk wees in die krag van die Heilige Gees. Dan kan ons met vrymoedigheid sê, Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee. Halleluja. Luister, van julle wat hierso sit, moes al lankal opgegee het. Opgegee het om 'n Christen te wees. Die duiwel het jou so hard gevat. Christen het jou so teleurgestel. Nie dat hulle dit dalk eers bedoel het nie, maar jy het so teleurgestel in wat hulle gesê en gedoen het. Die lewe het jou teleurgestel. Jy moes al lankal opgegee het, maar jy's nog vandag hier. Hoekom? Omdat jy goed is of omdat Jesus kragtig is? Hy leef en hy leef in jou. Jesus leef en ek kan voluit lewe. Kan ons sê halleluja. Hoe tap ek in by die opstandingskrag? Want onthou, as ek 'n kind van God is dit maar net outomaties my deel, gaan dit net outomaties in my lewe wees. Die Bybel leer vir ons moet inskakel daarbey. Ek moet gedurig inprop by hierdie krag. Kolossense 3 vers 1 sê, as julle dan saam met Christus opgewek is in 'n nuwe lewe, soek dan die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Met ander woorde, skakel in by hom. Laat die kragprop ingeprop bly by hom. Hy sê, bedink nie die dinge wat op die aarde is nie, maar bedink die dinge wat daarbo is. En dit beteken dat ek tyd maak vir Jesus in my lewe. Ek leef nie net aan en ek word net al leer in my gees nie. Nee, ek het oomblikke wat ek net by sy voete sit en ek wil net sy hand op my hoof ervaar. En ek wil net ervaar hoe my omvou en hoe hy my volmaak met sy gees. Want my gedagtes is by hom, want dit gee my krag om 'n sterk mens te wees, om 'n liefdevolle mens te wees, om 'n dapper mens te wees, om 'n mens te wees wat 'n verskil maak. Luister, ons almal kom op plekke dat ons soos Petrus swak en weghardloop. Maar die opgestane Jesus wil in jou lewe werk, dat jy later soos Petrus kan wees, op die dag van Pinkster preek onverskrokke, en later word hy onderste bo gekruisig vir sy geloof in Jesus. Hy het nie weer teruggeduins nie, want hy het 'n krag in hom gewerk. Hy was ingeskakel by die Meester.
Transformerende tye in die woord is so belangrik. Net om die Bybel te vat en te lees en te sê Jesus praat met my die woord uit. 'n Christen wat nie Bybel lees nie is 'n patetiese Christen. Luister mooi vandag. Die duiwel gaan vir jou plat hardloop om die volgende draai. Jy's swak. Maar deur die woord te lees en dit regtig aan jou binnekant in te bou, dit oor en oor te sê, dit te mediteer, word jy 'n kragtige kind van God. Weet jy, vir Paulus was hier 'n ononderhandelbare gewees, en dis die laaste versie vir vanoggend. Hy sê al wat ek wens, Filippense 3 vers 10, is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind. Om die krag van sy opstanding te ondervind. Dis iets wat jy kan ervaar. Die opstandingskrag van Christus is 'n ervaarbare werklikheid. Dis meer as net 'n feit, dis meer as net iets wat jy teologies glo en sê dit is so, dis iets wat ek kan ervaar in my lewe. En ons almal wat hier so sit, het dit al ervaar. Dat as jy van jou knie af opgestaan het, was jy 'n veranderde man en 'n veranderde vrou. Want jy het die krag van sy opstanding in daai oomblikke ervaar. En jy kon dapper hierdie lewe in die oë kyk. En omdat Jesus lewe, kon jy vir die duiwel sê, duiwel, in die naam van Jesus bind ek jou werke en jou teenwoordigheid in hierdie plek. Jy het geen reg om hier te werk nie. En hy duins terug. Omdat daar 'n Jesus is wat lewe en hy sidder voor daai naam. Halleluja. Ons kan dit ondervind. Ons kan dit ondervind in aanbidding. Vanmôre toe ons aanbid het, wat het ons ervaar? Ons het die krag van sy opstanding ervaar. Dis hier, dit bekragtig my. En daai krag maak dat ons vir siekes kan bid en hulle kan gesond word, soos hy besluit om dit te doen. Ons kan bid vir die moeilikste omstandighede en dit kan verander. Want daar sê Jesus wat oorwin het en in sy naam verander dinge. Hy leef. Daarom kan ek lewe. En as jy vanmôre in 'n graf lewe, 'n lewe waar jy leef en jy voel ek's af, ek's donker, ek voel nie goed nie. Ek leef 'n verloor lewe. Ek leef 'n lewe wat nie opweeg teen dit wat die Bybel sê na toe ek moet opweeg nie. Moenie nou skuldgevoelens hê nie, dis 'n uitnodiging. Jesus wil jou uitnooi en sê, kom leef in my krag, my kind. Kom leef in my krag. Laat my opstanding vanmôre vir jou 'n ervaarbare werklikheid word. En jy's vanmôre hier, want die Here Jesus het met jou 'n afspraak. Jy gaan anders ter huis toe gaan vandag as wat jy ingekom het. Want Jesus gaan sy hand op jou lê. Sy groot almagtige krag gaan in my lewe werk, sy opstandingskrag.